Goeiemôre, hoop dit gaan goed. Dis Vrydag, dis opgewonde vir die naweek wat voor lê. Ons gaan daar was 'n bietjie kant toe Northern Swartklip om vir hulle te gaan vertel hoe lief Jesus hulle het, né? Hoe amazing is dit? Ek wil iets met julle share. Iemand het na aanleiding van die video van die salwing van salf jou skuld weer vir my gevra, Michelle, hoe salf ek my huis, hoe salf ek my kinders, hoe ek sal kyk volgende week of ek 'n kans kry en vir jou kan wys hoe salf ek die huis, maar vir nou is hierdie, onthou, die olie doen niks. Die olie doen niks. Iemand sê gister vir my, hulle was by 'n plek en hulle verkoop anointing oil for love en hulle verkoop anointing oil for healing en hulle verkoop anointing oil vir good fortune. Hey, daai werk nie. Dit werk nie, because the oil is not doing anything. As jy 'n olie koop omdat dit die bose geeste weghou, of dit vir jou liefde stuur en of dit vir jou vooruitgang bring, dan is jy besig met spells en dan is dit, ons moet nie daar gaan nie. Op die einde van die dag gaan dit nie oor die olie nie. Dit gaan oor the act of being obedient into do it, jy weet, om dit te gaan doen. En die olie is net om te sê, weet jy wat, ek kom en ek verklaar in die geesteswêreld dat hierdie grond behoort aan God en my kinders behoort aan God. En as iemand verbystap, sal hulle sien, dis syne. So moet asseblief nie, as daar 'n olie is, as jy 'n olie verkoop, en die olie is vir 'n toeneus, kan jy nie sê dis anointing oil nie, because it's not. Nou maak jy gebruik van die medisinale eienskappe van whatever daarin is. Okay, so dis heeltemal 'n ander saak, then you use it for something. But if you anoint something, dis iets wat gebeur in die geestelike riem. So hier's wat ons doen. Dis wat ons doen. Ek glo dat as ons begin ons by die een punt van ons huis en ons werk deur na die ander punt van ons huis toe. Dis soos hy skoonmaak. En soos ons deur gaan, sê ons, Vader, in die naam van Jesus, sal U asseblief deur ons huis stap. Stuur die engele om deur ons huis te gaan en enige iets in die geestesriem wat nie hier hoort nie, te verwyder. Here, soos wat U sê in die woord, dat U gee U engele opdrag aangaande ons, om ons te beskerm, of hoe ook al, stuur hulle nou, om saam met ons deur die huis te gaan. Heilige Gees maak my bewus van enigiets wat in die huis is, wat nie hier moet wees nie, dat ons dit kan uitvat, want dit help jy self jou huis, maar jy het 'n Boeddha beeld in een van die kamers nie, en kon ook, okay? So wat jy doen is die maklikste en die veiligste is bidskrif, soos byvoorbeeld Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 sê die Here, as ons dit en dit en dit doen, sal hy ons seën. So as ek my huis self kom, sê ek, hierdie grond behoort aan God. Hierdie grond is syne. Hier waar ons kinders slaap is syne. Sy kinders is syne, my man is syne. Alles behoort aan hom. And I come and declare in the name of Jesus, Here, kom in en kom vat die grondgebied, want dit behoort aan U. So ek kom en ek sal sê, byvoorbeeld, dan salf ek die deur, ek salf die bokant van die deur, ek salf die bokant van die vensters, dan sê ek, Here, U sê, U sal ons ingange en ons uitgange bewaar, volgens Deuteronomium 28. Ek bid, Here, dat U daardie blessing op ons huis sal sit. Here, U sê, ons sal nie tekort kom nie. Volgens Maleagi 3, Here, sê U, dat die sluise van die hemel sal bokant ons oopgaan. Here, want ons bring ons tiende na die skatkamers van die engele toe. Here, ons saai, so ons kom staan op daardie belofte, en jy saai jou huis, en jy salf jou huis, dan sal ons ook deurstap, ons salf ons krane, en ons sê, Here, ons bind enige watergeeste wat hier in die water kan teenwoordig wees. Dis teaching vir 'n ander dag. En soos julle weet, ons salf ons spieëls, en ons sê, dat as ek in hierdie spieël kyk, al wat ek sal hoor is die stem van die Here, en die stem van die Heilige Gees wat sê, jy is myne, jy is goed genoeg, jy is waardevol, sodat die vyand vir jou kan sê, as jy in die spieël kyk, hey, kyk hoe lang is jou neus, en kyk hoe skeef is jou ore, en hoe dink jy kan 'n kind van God wees? So it is to do that. En so stap ons deur ons huis en heel laaste by die agterdeur sal ons sê in die naam van Jesus, enige iets wat nie van God af is nie, enige iets in hierdie huis wat nie aan Jesus behoort nie, gaan uit in Jesus naam, want U het vir ons die krag en die mag en die autoriteit gegee om op slange en skorpioene te trap. En dan gaan ons uit en ons sê, dankie Jesus dat ons hierdie huis kan volmaak met U liefde en U genade. So dis in kort, ons gaan deur elke vertrek en ons wy elke vertrek toe aan hom, net soos wat hulle die tabernakel toegewy het aan die Here en soos wat hulle die instrumente gesalf het in die tabernakel, kom ons en ons sê dit. So dis in kort wat ons doen. Ek sal kyk volgende week of ek daarby uitkom vir julle wys hoe salf ek vir Eugene en hoe bid ek vir hom en selfs ons huis. Vir nou gee dit terug vir God. Hy sê ek sal jou grondgebied vergroot, maar dan moet ons weet dat alles behoort aan hom en ons kom staan op daardie belofte. Mag jy
mag jy die seëninge van Deuteronomium 28 beleef. En dis nie die ou mense het gesê, maak jou Bybel langs die bed op Psalm 91. We can't do that. Die woord beteken niks as ons hom nie optel nie. As jy nie jou swaard optel nie, beteken hy niks. Inteendeel, dan maak jy staat op 'n boek. Nou is jy besig met ander nonsens. Psalm 91 werk as jy dit sê. So jy kan Psalm 91, Psalm 28, ek kom bid vir jou die seëninge van die Here. Ek bid dat jy die kop en nie die stert sal wees nie. Ek bid dat hy sal voorsien ver bo wat jy kan dink of verstaan. Maar meeste van alles bid ek dat jy sy hartklop sal ervaar. Mag jy 'n awesome naweek hê. Shalom, shalom. Ons praat gou weer.